when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Goeiemôre vriende, geliefdes, broers, susters, almal van u wat saam met ons inskakel en luister ook saam met ons na hierdie kosbare tyd, hierdie geleentheid wat ons het om weer in die woord van die Here te kan indelf. Ek wil u voordat ons by die woord kom net aanmoedig deur vir u te sê: veg deur, druk deur en bly staande in die naam van Jesus. Ons besef die wêreld buite roep in benoudheid. Soek. Ons het nie nodig om te soek nie. Ons weet ons toekoms in die Here is gewis. Het u al op 'n plekkie gestaan waar u voel dat die Here is nou net 'n bietjie te ver vir my? Dinge is nou aan die gebeur en nou het ek hom nodig. En dan kom ons op daai plek wat ons voel, almal het al iewers gestaan sê, ek weet nie wat om te bid nie. Ek bid, ek kry nie antwoorde nie. Die alombekende een is, dit voel vir my, ek bid teen 'n muur. My gebede kom net tot by die plafonne. Nou wil ek vandag vir u aanmoedig deur vir u te sê, dis nie waar nie. Ek wil so bietjie met u praat oor, as dit vir jou lyk asof die Here te ver is. Hier's 'n gedeelte in die woord van die Here in Jesaja hoofstuk 8, maar ek gaan slegs een teksvers voorhou, waar die profeet hierdie besonderse skrif laat neerskryf het. Hy sê, ek sal wag op die Here. En dan die tweede deel sê, wat sy aangesig verberg het vir die huis van Jakob. En ek sal op hom hoop. As jy na hierdie skrifgedeelte kyk wat in 3 dele opgedeel kan word, is dit eerstens hy wat sê, ek sal op die Here wag. Die tweede gedeelte sê, hierdie God op wie ek wag, het sy aangesig vir die huis van Jakob verberg. Maar die derde deel sê weer, ek hoop op hom. Ons ken die verhaal van Jesaja en besef ook dat hierdie profete was nie baie gewilde profete nie, omdat hulle baie ernstig en streng volgens die wil van die Here gefunksioneer het. Maar by hierdie verklaring wat hy hier uitreik, sê hy dit baie pertinent. Al verlaat God die huis van Jakob, al lyk dit vir hulle asof daar geen God meer is nie, ek sal nog steeds op die Here wag. Die woord van die Here het soveel impak in ons lewe. Ek wil vandag met hierdie woorde begin deur te sê, God is 'n werklikheid. Dit maak nie saak hoe u voel en wat u gemoedstoestand is nie. Ek wil by so 3 punte net vinnig vir u aanhaal deur te sê, dit is maklik om God te aanbid as dit met ons goed gaan. Kyk maar om jou. Wanneer dit finansiëel goed gaan, gesondheidsgewys, alles, dan raak dit maklik om die Here te dien. Maar ons weet dat hierdie omstandighede nie vir altyd gaan bly nie.
Omstandighede verander in 'n oogwink. En as ons kan stil staan vandag, kan ons werklik sê, in die afgelope paar jaar, paar maande, het dinge radikaal verander. Om mense, ek besef hoeveel van my mense en van ons mense vandag in benoudheid sit, in besigheidsgewys, waar ek weet dat in die krag van ons gebed gaan die Here vir hulle magtiglik voorsien, ook in hierdie tye. Omstandighede verander, situasies verander. Hoe is dit dan moontlik en hoe aanbid ons God dan in hierdie tye? Hoe aanbid ek God as dit lyk of hy kilometers ver van my is? Wat doen ek in hierdie stadium? Ek wil in hierdie kort gedagte, in hierdie boodskap, hierdie lering vandag vir u so ietsie wys maak. Hoe doen ek dit as dit vir my voel alles het te veel geword? Die Here is te ver van my af. Kom ons begin by hierdie punt. Weet jy dat die diepste vorm van aanbidding vind juis plaas wanneer ek God begin aanbid en prys ten spyte van my pyn, wanneer ek dankoffers aan God begin bring in die tye van my vervolging en ook my versoekings. Dis in hierdie oomblikke wanneer ek die diepste vorm van aanbidding kan bring. Weet jy dat dis maklik, soos ek reeds gesê het, as dit met my goed gaan, om my hande op te hef en ek in 'n blye gemoed is, alles loop reg om die Here te aanbid. Maar ek wil vir u sê, wanneer ek die disposisie van hierdie lewe geniet, dan voel dit totaal anderster. Maar dit is daar waar ware aanbidding begin plaasvind. Koning Dawid, die woord van die Here leer dit vir ons, dit was deur die profeet Samuel aan Saul gesê, is 'n man na God se hart. In 1 Samuel 13 vers 14 sê hy, die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek en die Here het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat die Here jou beveel het nie. Hy draai, die profeet, hy sê, God het hierdie jong man uitgekies, hy's 'n man na sy hart. Maar tog vind ons in die psalms, het Dawid vele kere stilgestaan en hy het uitgeroep wat gesê het, waarom staan u so ver van my weg en hou u verborge in die tye van my benoudheid? Ook het hy op 'n plek gesê in Psalm 22, my God, waarom het u my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. Here, u sien my nie raak nie. U sien my uitroepe en my benoudheid nie raak nie. In Psalm 43 het hy hierdie woorde gesê, want u is die God van my toevlug. Waarom verstoot u my dan? U is my beskerming. U is my heil. Hoekom verstoot u my? Hoekom los u my? Waarom moet ek rondgaan in rou gewaad deur die vyand se verdrukking? Ek is u sinne. Maar tog, as jy na die gedeelte kyk wat God deur die profeet geopenbaar het, en jy lees hierdie gedeelte apart van mekaar, dan sal jy sê, maar hierdie kan nie dieselfde man wees nie. Maar dis dieselfde man. Want jy weet, daar was die tye van guns wat op Dawid gerus het. En toe's daar tye wat verkeerd geloop het en dinge nie reg was nie. En dan vra ons onsself die vraag baie keer af, hoekom is dit vergeet God van my? Hoekom vergeet hy van my beloftes? Dan wil ek vandag vir u sê, God kan nie sy beloftes vergeet nie. Dit staan vas en dit is vir ewig. Ons ken die alombekende Deuteronomium 31 vers 8 en die Here, en dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe nie, hy sal jou nie verlaat nie. Dis die Godspraak self wat hier uitlewer. Maar dan kom Jesus, sy seun, en hy sê die volgende woorde in Johannes 14 vers 18, ek sal julle nie as wees agterlaat nie, en ek kom weer na julle. As ek vandag vir u sê, ek sal u nie wees agterlaat nie, dan beteken dit, ek sal altyd met u wees.
Net so het Jesus dit baie duidelik is uitgespel en ons weet ook wat het hy hier verdoel deur die leiding van die Heilige Gees wat saam met ons sal wees, maar sy Vader self het deur die jare en dit word ook aangehaal selfs 'n paar keer in die Nuwe Testament is dat God het vir sy volk gesê, ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie, maar tog vind ons dat God nêrens ter belofte gemaak het of enige situasie uitgebeeld het, dat ons altyd sy teenswoordigheid sal voel nie. Ons kom op plekkies, dat het vir ons voel ons staan alleen. Ons kom op plekke waar ons wonder, waar is die Here nou? Ek wil vandag vir u sê, die eintlike waarheid is net, daar is niks fout met u nie. Daar is niks fout met my nie. God het ons nie verlaat nie. Ek wil u aanmoedig, God sal u nooit verlaat nie. Al voel dit vir u dusver. Almal van ons moet iewerster. En hier wil ek vir u so 'n klein bietjie wysheid deel wat in my ervaring deur die jaar. Daar kom 'n tydjie wanneer daar ook 'n toets op my pad kom om te sien of ek in 'n volwasse verhouding teenoor my God staan. En dis daardie oomblikke wanneer dit vir my voel of hy baie ver is en dit vir my voel hy laat my stoksiel alleen. Kan ek dan nog vashou aan hom? Kan ek nog in volle geloofsvertroue aan hom vasklem? Hoe pynvol, hoe ontstellend dit mag wees, wil ek vir u sê, dis nog van die uiterste belange vir die ontwikkeling van ons geloof, as ons op 'n plekkie staan, waar ons voel die Here is ver, maar ons hou nog steeds aan die Here vas. Dis hier waar ons absolute van die grootste ontwikkeling in ons geloofslewe kan getuig. Daar's vele kere in my bykans 20 jaar, 21 jaar in die voltydse bediening, waar ek op plekke gekom het wat ek gevoel het, my God. En soos ek Dawid van ouds uitgeroep het en gevra het, waarom het u my verlaat? Moontlik sit u vandag binne in so 'n omstandigheid dat jy voel en sê, my God, waarom het u my verlaat? En u kan dit vandag sien as 'n rede om op te gee, maar u kan dit vandag ook sien, dis 'n toets om te sien of u in volwassenheid, in 'n volwasse verhouding met God staan, om in hierdie oomblikke nog u hande uit te brei, nog u stem te laat hoor in die hoogtes, en God se woord sodoende ook uitdra. Dis hartseer, as iemand deur 'n plekkie gaan waar hy voel hy's alleen, maar dan wil ek vir u sê, nooit is ons alleen. Ons ken die welbekende ou gedig van Deurgedra, van die eenry voetspore in die tye van die grootste nood, in die tye waar ons voel, God het ons wees agtergelaat. Dan sien ons, hy het ons gedra. Vele dinge het in ons lewe al gebeur, maar as ek vandag terugkyk in die geskiedenis van my en my vrou se huwelikslewe, van ons bedieningstydperk in die Here, dan is daar kere wat ons gevoel het, ons dra hierdie stryd alleenig, maar weet jy, as ek vandag terugkyk, dan sien ek, daar was nooit een oomblik wat ek alleenig was nie. Daar gaan kyk bietjie stil, gaan kyk op die ervarings en die tye wat verby is, in die moeilikste van u omstandighede, en draai dan werklik terug en sê, waarlik, het God my al ooit alleen gelaat? Ek wil vir u sê, nooit nie, maar ons word ook maar getoets. Job het iets verklaar, en hy het iets verstaan daarvan. Die oomblik toe hy op 'n pynvolle en 'n baie seer plek in sy lewe gestaan het, was daar 'n vraag van, hoe gaan dinge gebeur? En ek wil uit hierdie skrifgedeelte vir u vandag iets aanhaal, deur vir u te sê, kom ons doen so bietjie wat Job hier gedoen het. En hy het op 'n plek gestaan, waar hy gekyk het na verskeie kante toe vir uitkomste. Sy woorde as volg was gewees, kyk, ek gaan na die ooste, hy is nie daar nie. Ek gaan na die weste, maar ek bemerk hom nie. En as hy in die noorde werk, aanskou ek hom nie. Buig hy af na die suide, dan sien ek hom nie. Want hy weet hoe my wandel is. As hy my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom.
Job haal hierdie woorde aan. Hy sê, ek is opreg met God. Hy sê, maar ek sien hom nie. Ek weet nie waar hy is nie. Ek bemerk hom nie. Ek aanskou hom nie. Ek weet nie of hy eers meer naby my is nie. Maar tog sê hy in hoofstuk 23 vers 11, toe hierdie gedeelte aangehaal het, sê hy die volgende woorde: aan sy voetstap het my voet vasgehou. Sy weg het ek bewaar sonder om uit te draai. Ons ken hierdie verhaal en ek gaan so 'n paar keer nou 'n bietjie vir u aanhaal uit Job, uit die boek van Job uit ook. Ons ken hierdie verhaal. Dis een van die verhale wat altyd vir mense wil betuig, maar u moet hom so 'n bietjie gaan lees om te besef dat hierdie manne het absolute besef ten spyte van alles. God bly die grootste, die mees almagtigste, die grootste fout wat die mens vandag maak is hulle soeke ervaring. Hulle verwag dat wanneer iets gebeur, iets bonatuurlik sal gebeur en hulle die bonatuurlike ervaring van dinge sal ervaar. Ek wil u vandag sê, ons moet ophou soek na ervarings. Ons moet ophou soek na sekere dinge wat was en ons moet begin soek na God. Ek kom dit baie agter hoe mense omdraai en sê, maar ek kan onthou toe ons 'n kind was in die kerk, toe ons jong mense was en toe hierdie en daardie ou diensknegte en profete aan beheer was, het dit en dit en dit gebeur. Ek wil vandag vir u sê, as u nog gaan hunker na dit toe, dan gaan u God verloor op u pad. Moenie soek na die ervarings wat was nie. Soek na die God van daardie ervarings. En ek beloof u, ons gaan nuwe ervarings, nuwe heerlikhede, saam met die Here geniet. Die vraag sal dan vandag wees, hoe aanbid ek, hoe prys ek God, as ek nie verstaan wat aangaan nie, en God stil is in my lewe? Ons vind die antwoord ook hier in Job, hoofstuk 1 vers 20, aan die begin van Job se ellende het hy hierdie woorde geskryf, die skrywer hierdie woorde, hy sê, toe staan Job op en skeer sy mantel en het sy hoof geskeer en aanbidding op die grond geval en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen gaan en terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloof. Sy kinders het gesterf. Hy's ontneem van alles. Sy totale menswaardigheid is van hom afgestroop. Ek glo nie dat daar was iemand wat op een dag kan sê, my hele familie is in een oomblik, al my kinders, my diensknegte, die huis het op hulle ingeval. Hulle is dood nie. Hierdie man kon dit sê. Hierdie man kon dit uitroep. Maar tog sê hy, die Here het gegee en die Here het geneem. En ek dink vandag kan ons verstaan, hoekom is dit dat Job so 'n suksesvolle en geseënde man op die einde van sy lewe was. Maar Here, hoe kan ek in hierdie oomblikke wat ek voel U is so ver, hoe kan ek weer nader aan U kom? Kom ons begin by die volgende punt. Vertel die Here hoe u voel. Ek herhaal weer iets uit Job, uit die boek van Job aan. In Job 7 vers 11 sê, so wil dan ook my mond nie, so wil dan ook ek my mond nie hou nie. Ek wil spreek in die benoudheid van my gees. Ek wil kla in die bitterheid van my siel. Weet jy dat wanneer ons op 'n plek van hopeloosheid kom en op 'n plek voel dat ons daar is niks nie, ons hoor die Here, ons ken die Here, ons sien die Here nie meer nie. Weet jy, as ons op daardie plek van hopeloosheid kom en ek draai my oë na God en ek maak dit bekend aan God, dan vertel
verklaar ek in daardie oomblikke, my geloof is in God. Ek kan onthou, jare gelede het iets met ons gebeur en in benoudheid het ek die môre uitgestap in my voortuin en ek het uitgeroep, my God, hoekom het hierdie dinge gebeur? Ek dien U, ek leef saam met U, ek is met U al die pad, ek wil vreeslik graag vir U ook gaan werk. Hoekom gebeur hierdie dinge? Maak aan God bekend hoe U voel. U sien, want hy verstaan hoe jy voel. Maar as jy dit vir jouself hou, dan gebruik, en ek wil dit tog vandag vir u sê uit 'n bietjie kennis uit, hoe meer ek my goed vir myself hou, hoe meer staan die Here en wag op my. Maar as ek myself aan God bekend maak, dan gee ek hom ook die ruimte om toe te tree tot my stryd en my oorwinning te behaal. Kom ons begin fokus, die tweede puntjie waar ek my wil stilstaan is, hoe kan ek nader? Hoe kan ek God weer nader aan my kry is? Begin ophou om te fokus op alles om jou en begin fokus op wie God is, op sy onveranderlike natuur, dat hy 'n goeie en 'n liefdevolle God is, dat hy die mees almagtigste van alle tye is, dat hy elke detail van my lewe ken, dat ek fokus bietjie daarop, dat hy is in totale beheer, en dat hy het 'n plan vir u lewe, en dat hy sal u in enige oomblik kan uitred. Vertrou op God. Vertrou op sy beloftes. Ten spyte van die feit dat dit vir jou voel, jy staan stoksiel alleenig, staan vas op sy woord, want Job 23:12 sê, wie het van die gebod van sy lippe, het ek nie afgewyk nie, en die woorde van sy mond het ek bewaar, meer as my eie wet. Wanneer dis op 'n plekkie kom waar ons voel die Here is ver, is dit gewoonlik wanneer die mens sy eie reëls, wette en regulasies begin uitlewe. Job sê hier, ten spyte van alles wat om my gebeur het, bewaar ek sy woorde, ek wyk daarvan nie af nie, meer as my eie wet, met ander woorde, my reëls, my regulasies, my wette, my sieninge, geld niks nie, want God se wet en sy sieninge is groter as myne. In hoofstuk 13 vers 15 sê hy, kyk, al wil hy my ombring, hy praat van God, hy sê, al wil God my doodmaak, ek hoop op hom. So, hy wat my wil uitroei, hy wat alles van my weggevat het, dis op hom wat ek hoop. Ek wil vir u sê, ek verstaan in totaliteit, hoekom het God Job so magtiglik geseën, was nie oor al die gekla en die gekerm en die teregwysings van sy vriende en al die dinge en goed en dit nie, dit het gegaan oor die paar uitsprake wat hy gemaak het. Hy sê, as hy my so wou doodmaak, sal ek nog steeds in hom hoop, ek sal tog wandel voor sy aangesig, ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit, al wil hy my ombring. Waar staan u vandag? Hoe voel u vandag as u deur God verlaat is? Hoekom voel u op daardie plekkie wat jy voel, ek kan nie meer nie, die Here het my verlaat? Dan wil ek vir u sê, vertrou op God ten spyte van u eie gevoel en emosies. Staan vas in die Here. Dit is die diepste vorm van aanbidding in ons bestaan vandag, is nie wanneer ek, soos ek reeds gesê het, in die oorwinning staan en dan prys nie, maar wanneer ek in die dale van die lewe is en ek prys God dan kom die ware aanbidding voor. Ek sluit af. Onthou so bietjie alles wat die Here vir u gedoen het, maar die mees belangrikste is, hy het sy seun vir ons gegee om te sterwe. Vir u en vir my. 2 Korintiërs 5:21 skryf Paulus, hy sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, vir ons sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jesus het alles opgegee, sodat u en ek alles kan verkry. Dit alleen is meer as genoeg vir ons dank en ons lofoffers elke dag van ons lewe. As jy voel die Here is ver,
onthou bietjie, wat het hy vir u gedoen? En staan in geloof daarin vat. Staan in volle vertroue daarin vas. Ek wil u vra om die einde van hierdie boodskap, hierdie sinsnede te onthou. Onthou, God is 'n werklikheid. God is 'n realiteit. Maak nie saak hoe ek voel nie. Maak nie saak wat ek dink nie. God is en bly ons realiteit. Vandag wil ek vir u sê, vat hierdie kort gedagte, hierdie kort lering vandag en trek u lewe in en sê, Here, ten spyte van die feit dat u dalk te my ver voel, ek gaan vas staan in volle geloofsvertroue. Ek wil teruggaan na die ou skrifgie wat Job aangehaal het, wat hy gesê het, al wil God my ombring, ek hoop nog steeds op hom. Al wil hy my laat uitsmoor, al het hy alles van my weggeneem, ek gaan nie hoop op menslike dinge nie, my hoop is op die Here. Baie van ons het groot verliese gelei, maar ek wil vir u sê, daar's van ons wat nog nooit naasten by die verlies gelei het, wat hierdie man gelei het nie, maar die wysheid wat hier tevoorskyn kom is, ten spyte van alles, ek gaan God aanbid. Hierdie is so 'n bietjie van 'n lesing, 'n kort gedagte om u te laat verstaan, dat al voel dit of die Here ver is, nogtans het ek 'n ewige bestaan in hom. Kom ons bid saam. Dankie Vader, dat u ons nie begewe nie, dat u ons nie verlaat nie. Dankie dat ons nooit nodig het om te sê dat ek is wees agtergelaat nie, want ek is nie. Vader, u is ons krag. Vader, u is ons sterkte, u is ons hope, en ten spyte van al die ongemaklikhede, van al die vervolgings, van al die versoekings, weet ons vandag, Here, dat ons gaan in volwassenheid in ons geloofsverhouding met u staan, en ons gaan oorwinnings geniet, en ek wil vandag, liewe Here, uitspreek, die grootste oorwinnings, oor my broers en susters se lewens, maar ek wil ook, liewe Here, dat ons in die diepste vorm van aanbidding, in die onmoontlikste tye van ons lewe, ons aangesig na u sal buig, en sal bid, en sal uitroep, en dankoffers, en lofoffers aan u sal bring, want u is nog steeds God, en u bestaan is nog steeds 'n realiteit, is nog steeds 'n waarheid. Seën ons, Here, hou ons diep en dig onder u kosbare bloed, in Jesus naam, amen en amen.